Ons almal het seker al iewers gehoop en gebid vir 'n wonderwerk. Ek wonder nou sommer of jy dalk kan onthou watse soort wonderwerk jy al van die Here Jesus verlang het. Nou ek wil vir jou sê, vriend, ek glo aan wonderwerke. Om die waarheid te sê, jy kan nie aan Jesus glo as jy nie aan wonderwerke glo nie. Met ander woorde, wonderwerke wat hy kan doen nie. Ons lees in Markus hoofstuk 2 van 'n groepie vriende wat definitief geglo het in wonderwerke. En wat spesifiek geglo het in Jesus se mag om 'n wonderwerk te doen. As mens so kyk na hierdie groepie vriende, dan merk mens 'n desperaatheid op by hulle om een van hulle vriende in hulle vriendekring te help. Ja, hulle was so desperaat dat mens kan aflei dat hierdie man se toestand baie ernstig moes gewees het. Want jy weet, hulle gaan tot die uiterste toe om hulle vriend in nood by Jesus uit te bring. Want dit is mos nou nie aldag dat iemand 'n kamer binne gebring word deur 'n dak nie. En dis presies wat hierdie mense gedoen het. Hulle het 'n gat in 'n dak gemaak om hierdie man op sy slaapmat voor Jesus te bring. Sjoe, wat 'n verrassing. Ek kan my net self indink, as my so 'n klomp mense in 'n huisie bymekaar is ook mos nou maar 'n ou klein huisie, en hier skielik, hier kom iemand afgesak deur die dak. Maar weet jy wat, dit was nie die grootste verrassing van die dag nie. Jesus self sou sorg daarvoor. Ons lees in Markus 2 vers 5. Toe Jesus hulle geloof sien, sê hy vir die verlamde man, kind, jou sondes word vergewe. Nou mens kan jou voorstel hoe Jesus se woorde seker almal verbaas het, onkant gevang het. Vir die meeste aanwesiges sou dit baie vreemd geklink het, dalk onvanpas, irrelevant en miskien selfs onsensitief, want hier voor hulle, hier op hierdie slaapmat, is duidelik 'n man met 'n baie dringende, ernstige fisiese behoefte, 'n liggaamlike nood. En nou kom Jesus sommer hier en hy praat oor sonde vergifnis. Maak Jesus nie nou dalk 'n fout nie? Is hy nie dalk ongevoelig vir hierdie man se probleem nie? Is Jesus nie dalk liefdeloos nie? Nee geliefdes, Jesus ken die mens. Hy ken ook vir jou en vir my. En Jesus is diep bewus van die mens se grootste nood. Jesus weet dat die worteloorsaak van alle nood, alle probleme, siekte en ellende die sonde is. Sonde is die groot probleem van die mens. Maak nou nie saak wie ek en jy vanoggend is nie. Ja, want dit is ons nou as gevolg van Adam en Eva se sonde, dat siekte, swaar kry en dood in die wêreld ingekom het. En in ons stikkende wêreld, wat ek en jy aan ons lyf voel, is sonde steeds die grootste probleem. En daarom, en hoor dit mooi, is vergifnis die grootste geskenk wat enige mens kan ontvang. Kom ek stel dit baie duidelik, die grootste krisis van die mensdom, ook op hierdie oomblik waar alles in die wêreld so die mekaar is nie armoede
of honger en siek liggame nie, maar skuldbelaaide gewetens. 'n Gebroke verhouding met God weens ons sonde. En daarom net so terloops, die eerste en die belangrikste taak van die kerk van die Here Jesus is om die evangelie van vergifnis te verkondig. Ja, al die ander dinge is ook wonderlik om sop en klere uit te deel en ons moet dit ook doen. Ons moenie ongevoelig wees vir mense se fisiese nood nie. Maar daar's 'n eerste dringende prioriteit. En dit is dat mense die vergifnis van sonde sal beleef, prakties ervaar. En hierdie fokus sien ons in Jesus se bediening. Natuurlik het hy diep medelee met alle menslike nood gehad. Ons sien dit in die evangelies. Hy het siekes genees en hy het hongeriges gevoed. Maar sy eerste prioriteit was en is altyd die vergifnis van sonde, of anders gestel, die redding van sondaars. Daarom Jesus se uitspraak hier, kind, jou sondes word vergewe, raak die kern van sy bediening. Nou, in hierdie konteks was dit nie net onverwags en 'n verrassing nie. Dit was ook absoluut skokkend. Spesifiek, soos Markus dit hier meld, vir die skrifkenners, die Bybelkenners, wat hier teenwoordig was. Nou, dit was mense wat deskundiges was, experts. Hulle was kenners van die skrif en die interpretasie daarvan. En hulle het baie goed besef, dat die skrif duidelik leer, dat net God self sonde kan vergewe. En in hulle ore was Jesus se woorde dus Gods lastering, heiligskennis. En binne die Joodse denke was Gods lastering strafbaar met die dood. En baie interessant, uiteindelik as ons nou hier omblaai na Markus hoofstuk 14, waar Jesus verhoor is, dan lees mens dat Gods lastering eintlik die rede was vir die doodsstraf of doodsvonnis wat oor hom uitgespreek is. Die hoëpriester vra toe vir Jesus, is jy die Christus, die seun van die lofwaardige? Jesus antwoord, ek is. Julle sal die seun van die mens sien sit aan die regterhand van die magtige en sien kom met die wolke van die hemel. Die hoëpriester skeur toe sy klere en sê, waarom het ons nog getuies nodig? Julle het die godslastering gehoor. Wat is julle bevinding? Hulle almal het geoordeel dat hy die dood verdien. En ja, Jesus weet van die kritiek in die harte van die skrifgeleerdes. Hulle het dit in hierdie situasie nie direk uitgespreek nie, maar net gedink. En nou spreek Jesus dit direk aan. En Jesus kom dan met 'n teenvraag. En dis asof hy wil sê, nou wat is die maklikste? Om sondes te vergewe of om te sê, tel jou slaapmat op en loop? Skryf dit daar in vers 9 en wat hy sê, wat is makliker? Om vir die verlamde te sê, jou sondes word vergewe, of om te sê, staan op, tel jou slaapmat op en loop? Jesus se insinuasie hier is baie duidelik dat sondevergifnis die moeilikste en belangrikste wonderwerk is. Ek wil dit tog weer sê. Sondevergifnis
is die moeilikste, die belangrikste, die grootste wonderwerk. Jesus kan inderdaad al twee doen, maar dit wat eintlik tel, die heel belangrikste, is sonde vergifnis. En dan kry ons die geweldige uitspraak in vers 10. Maar sodat julle kan weet, dat die Seun van die mens volmag het, om op aarde sondes te vergewe. Sê hy toe vir die verlamde, ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op, en gaan na jou huis. Nou hier kom ons by die kruks van hierdie verhaal in Markus, die kern van die saak. Hier is die hoofboodskap wat Markus aan sy lesers wil oordra. Jesus is meer as net 'n profeet, meer as 'n wondergeneesheer. Ons weet ons, daar is baie sulke ouens, of hulle nou altyd kan doen wat hulle sê, dit is 'n ander saak, maar daar is baie sulke mense. Maar Jesus, en Jesus alleen, kan nou op hierdie aarde sonde vergewe. Geliefde, dit is so belangrik. Ek en jy moet nou weet dat ons sondes vergewe is. Ons moet nie vaag weg hoop, miskien eendag, as ek voor God verskyn, sal hy daarom vir my vergewe nie. Nee, dit is nou hier op aarde, reeds hier op aarde, waar Jesus die mag het om sonde te vergewe. Ja, Jesus is inderdaad God alleen wat sondes kan vergewe. En Markus wil dit graag hê, dat sy lesers moet seker wees van vergifnis, dat hulle eie sonde vergewe is. Net so terloops die sinskonstruksie hier, jy sal sien, dit is op 'n snaakse manier geskryf, dit dui volgens sommige geleerdes daarop, dat die eerste deel van vers 10 eintlik 'n stuk kommentaar van Markus is, om sy lesers te wys op die implikasies van Jesus se genesing van hierdie man. Maar op die ouend gaan dit nou nie veel verskil maak, of dit letterlik Jesus se eie woorde hier was, en of dit Markus se kommentaar was nie. Die groot punt is, Jesus, die Seun van die mens, die Messias figuur waarvan ons reeds in Daniël 7 lees, het die mag om sonde te vergewe. Maar toe doen Jesus nog 'n wonderwerk en hy maak hierdie man gesond. En hierdie wonderwerk wat nou hier voor almal se oë plaasvind, het dan 'n baie spesifieke doel. Dis 'n duidelike bewys dat Jesus 'n versekering van vergifnis aan hierdie man, nie maar net sommer leefwoorde en goedvoelpraatjies was nie. Binne in daardie situasie was dit baie belangrik, as Jesus nie ook hier 'n fisiese wonder gedoen het nie, dan sou mense mos kon sê, ag, dit is nou maar net mooi woorde gewees om hierdie arme man so bietjie beter te laat voel. Maar nou kon niemand met Jesus se gesag stry nie, want hier loop die man, wat hier hulpeloos afgesak is deur die dak, hier ten skoue van almal, staan hy op en hy loop. Hy's 'n lewende, lopende bewys van die volmag van Jesus om waarlik sonde te vergewe. Ook my sonde. Ook jou sonde. Kom ons vat dit net saam. Hierdie kosbare verhaal onderstreep twee basiese kernwaarhede. Eerstens, Jesus is baie meer as net 'n godsdienstleier, 'n profeet of 'n wonderwerker. Jesus is die Seun van God, God self. Die hele konteks van die Markus Evangelie, die storie agter die wonderwerke van Jesus, vind ons eintlik reeds in die eerste sin
van die Markus Evangelie. Markus 1 vers 1. Die inleiding van sy evangelie wat sê, die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God. Ja, dis die hooftema van Markus. Dis die goeie nuus, die evangelie, dat Jesus waarlik die Seun van God is. En daarom vriende, ons moet pas op dat ons 'n halwe Jesus of 'n vals Jesus dien. Bedoelende daarmee dat ek nou maar erken, Jesus was 'n besondere mens en hy het baie mooi dinge gesê en hy het baie liefde bewys en hy het baie wonders gedoen en baie mense gehelp. Trouwens, die moslems glo ook aan so 'n Jesus. Markus wil ons duidelik dat verstaan, dat Jesus die beloofde Messias is, die seun van die mens, soos voorspel in Daniël 7, maar dat hy waarlik terselfdertyd God is. En daarom een van die hoogtepunte in Markus se evangelie kry ons daar aan die einde, by die kruis, in die belydenis van die Romeinse hoofman. Ons lees daarvan in Markus 15 vers 39, toe die centurio, dis nou die titel van hierdie offisier, wat reg oorkant hom gestaan het, om sy asem so sien uitblaas, sê hy, hierdie man was werklik seun van God. Geweldige belydenis uit die mond van 'n heiden. Die tweede kernwaarheid is, die diepste nood van elke mens is vergifnis van sonde. En dit is juis waarom Jesus gekom het en waarom Jesus gesterf het. Dwars deur die evangelies is dit die beklemtoning. In Matteus se geboorteverhaal, as die engel die geboorte van Jesus aan Josef aankondig vooraf, dan sê die engel, dis nou Maria, sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. In die Markus Evangelie is dit ook 'n belangrike fokuspunt, spesifiek ten opsigte van die lyding van Jesus. Ons lees in Markus 10 vers 45, want ook die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie. Jesus koop ons met sy eie bloed los van die sonde, slawerny en die mag van die duiwel wat hy oor ons het weens ons sonde. Ook in die res van die Nuwe Testament is dit die fokus. Dink maar aan die wonderlike uitspraak in Romeine 4 vers 25, waar Paulus sê, hy, dis nou Jesus, is ter wille van ons oortredings, ons sondes, oorgelewer, en ter wille van ons regverdigmaking, ons vryspraak, opgewek. Ja, die fokus van Jesus vind ons in sy kruis en sy opstanding, die fokus van sy aardse bediening. En dit het alles te maak met die vergifnis van ons sondes. Vriende, soveel van ons mense glo in ons dag so op 'n manier aan 'n Jesus wat ons met baie dinge kan help. Skoolwerk, liefdesprobleme, sportprestasies, gesondheid, finansies, aftreeplanne, noem maar op. Maar baie mense mis sy eintlike doel en fokus. En dit is om my sondes te vergewe. Ek wil vir jou vra, het jy al op jou knieë Jesus gedank vir die vergifnis van jou sonde? Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. Amen.